kuierstorie is om 'n bietjie nostalgies te raak. En dit het gebeur hier in die 70e jare. En ons het so 'n maand gelede hier tydens Paasnaweek het ons gesin of ons familie bymekaar gekom daar by my ma. En toe my broer, hy het ons al my pa se skyfies. My pa het baie skyfies gehad en natuurlik op daai skyfies is daar kinders of van toe ons nog kinders was en selfs toe ons al jong volwassenes was, 'n wonderlike pragtige skyfies met baie mooi herinnering en baie sentiment daaraan. Nou op een van die skyfies kom ons toe daar neer waar ons toe in die Kaap was, daar in die middestad. Nou dit was in die dae toe dan nog nie 'n goue akker was nie. Die bane was nie nog 4 of 5 soos dit deesdae is, dit was nog 2 bane. En daar, ek dink dit was hier in die oggend iewers gewees. En jy sien nie eintlik dat daar nou klomp karre is wat daar ry nie. Daar is karre, maar die pad is basies oop en ons kar was sommer nog daar teen die kant van die pad ook geparkeer gewees. So deesdae is daar baie spesifieke plekke is daar nie meer parkering. Jy kan maar net verbyry. Dit is word nie toegelaat om daar te stop nie, want dit het nou plek geword waar die mense nou karre nou ry. So dit is my vreeslik mooi gewees. En ek dink dus sommer terug van die winkel wat ons so graag daar in Kaapstad gaan besoek het. Nou dit was die winkel, sy naam was Grand Sellers gewees. Nou dit was so 'n winkel wat jy daar by die parade is, daar naby waar Nelson Mandela daar sy toespraak gelewer het daar op die balkon. So net so om die hoek daarvan af was die winkel met die naam Grand Sellers. En daar binne in Grand Sellers elke jaar dan het my pa en my ma se sin toe gevat en dan het ons nou almal 'n stel skoolklere gekry wat insluit 'n stel skoene en dit was bate taffies geweest en daai bate taffies het ons nou net mooi in die jaar se tyd het ons nou opgedra so elke Januarie maand net voordat ons nou terug gaan na ons dorp toe nou vakansie in die Kaap gehou dan het ons nou almal nuwe bate taffies gekry en 'n broek en 'n hemp en sulke goed as jy dit dan nodig gehad het. Maar die winkel was my altyd wonderlik geweest want daar is die eerste winkel wat ek ooit tegekom waar jy alles kon koop. En binne in die winkel was daar self 'n huisie geweest van daai wat so daai tralie tipe van hekke het so die ou hom so voor jou toegeslaan en dan jy nou gesien hoe gaan jy op na die volgende verdieping toe dat jy nou daar uitgestap. Nou al die mooiste goed geweest. Hulle het alles daar verkoop. En ek is vandag oortuig daarvan dit was die voorloper van deesdae se winkels wat als het en malls wat als het. Want jy het letterlik als daar binne gekry van 'n sweetie tot 'n paar sokkies, 'n paar skoene, enigiets wat jou hart begeer. En ek het dan nog my oom het daar vir hom 'n mooi hoë troustel ook destyds gekoop. En jy moes 'n spesiale kaart hê. So daai wat ons deesdae kaarte het vir die winkels, dis daai dit 50 jaar terug was dit al daar baie algemeen. Jy moes 'n kaart hê om daar te kan koop. En hulle was meer groot aandeel winkel, maar as jy 'n kaart het kon jy by hulle gaan koop. En my pa was mos nou dominee, so hy het nou die voorreg gekry of gekwalifiseer. Want hy moes nou vir die gemeente moes hy ook so nou daar goed aankoop. Nou ja, soos ons nou eentjie daar in die Kaap en my oom en sy vrou, my oom is nou so 2 jaar terug oorlede. Hulle was daai tyd was nog jong verliefdes gewees en hulle is ook nou daar saam in die Kaap en so gebeur dit toe nou dat ons nou weer in een van die lifts moet klim en destyds was dit nog 'n baie nuwerige ding gewees. Soos ek sê die goue akker was nog nie daar nie. En daai oorloopbrug daarbo daar in goue akker toe, daar was niks sulke goed gewees en die parade was nog 'n groot storie om paradegrond toe te gaan. En dit was lekker ook gewees en dit is veilig ook gewees. Maar nou is dit so dat hulle toe in die lift moet opgaan na 'n plek toe waar hulle nou moet wees. En nou klim hulle nou in. Nou weet nou staan klomp mense wat saam met hulle in die lift inklim. Nou my oom het op daai stadium, hy was 'n baie ondeende ou gewees. Hy het almal poetse gebak en weet allerhande snaakse goed gedoen. Baie keer het hy goed gedoen, dan pleit hy heeltemal onskuldig. So gebeur dit terwyl hulle daar in die lift is en hulle besig is om op te gaan. Toe staan hulle nou daar en die lift is nou redelik vol, maar reg voor hom staan nou 'n monnik of 'n priester, ek weet nie wat die regte benaming is nie, maar hulle het mos daai lang jasse wat so amper weet op hulle enkels hang. En hy sit nou daar met 'n ek wil amper sê 'n poep in sy broek. En die moet nou
en hy kan toe nie meer vir hom hou nie, en die lift is toe nog nie by sy plek nie, en dis toe dat hy toe nou, soos hy dit noem, weet, hy gooi hom deur die sif, met ander woorde, hy gooi hom so die jy nie kan hoor, so stadig, jy weet, dan gooi hom net so saggies, jy weet, hy moet nou nie vlijt maak op enigiets, want niemand moet hom hoor nie. Nou ja, so die goed nou, so met die, deur die sif nou gekom, en dis nou ook die lankie toe, begin die reekie ook nou daar, weet, verspreid daar binnen in die huise, en my tannie wat langs hom staan, sy kyk so vir hom, en sy begin nou vir hom vermoed, dat dit nou hy is, jy weet, en sy vrou ook so half vir hom, is dit jy, en hy, wat nou recht achter die priester staan, nou wys hy vir almal, hier voor die priester sy kop, wys hy nou, dis die priester, en so het almal toe nou gedink, dis die priester, maar die priester staan daar heel ernstig, en preet staan het daar, asof niks gebeur het hier, niks, hy ryk ook niks nie, en uiteindelik toe, maak die lift nou oop, en daar glip hulle nou allemaal uit, maar ek sal jy sê, net so buiten die lift, vertel my tannie toe ook vir my, toe kan hy nou nie meer verder die res hou, hy het nou geknyp, hy het nou 'n bietjie losgelaat, maar hy kon nie toe nog hou nie, en dis toe dat hy ook die saggies deur die sif kon gooi nie, en wat die, weet wat die geluid het nou maar uitkom, jy ken mis die geluid, en ja, en dis toe dat sy vir hom sê, en ek kan nou ongelukkig nie die woord gebruik, en jy moet dit nou self gebruik, maar toe sê sy, dis jy of vark, as hy nie die woord vark gebruik het, begin met 'n B, dis mos jy wat nou gepoep het daar in die lift, en so het hy toe nou daar uitgebars van die lag, en as hy so uitbars van die lag, dat hy altyd so huppel in sy stip, weet, amper so huppel gehad, en dat hy so gelag daarvoor, is baie unieke gewees, en dat hy gate uitgelag, en dit geniet, so ja, so het hy die dag, die arme priester, wat toen nou al die skuld gekry het, die dag toe hy nou, die ding daar in die lift, deur die sif gegooi, en dit is iets deur die sif te gooi, is 'n spreeknaam wat ons nog, tot vandag toe, in ons familie baie gebruik, gooi hom deur die sif, soos wat ons oom Fikkie gemaakt het, so dankie, vir my oompie, ek is so lief vir hom gewees, en met sy stoute en ondeende geaardheid, en hy was altyd pret om saam met hom te wees, en ja, selfs saam in die lift ook, moet jy ook maar versigtig wees, ja, sommer net te ere van hom ook, en hulle twee wat op daai stadium nog jong verliefdes was, en hy was ook 'n man wat kon sing, so hy was vir haar 'n minnesanger gewees.